Baie welkom by ons nuwe Jy realiteitsreeks in samewerking met Slender Wonder vir 'n mooier, gelukkiger en gesonder jy. Ek is Vanessa Skuman van Volgoed Media en sal hierdie reeks saam met ons span spesialiste, dokters en borge aanbied. Ons doel is om gewone vroue van binne en buite mooi te maak. In vandag se program wys Corlie Prinsloo vir ons hoe om gesonde kos sommer baie lekker te laat smaak met 'n paar innoverende resepte. En dan gaan die vroue deelneem aan 'n kookkompetisie. So sit terug en geniet die program saam met ons. Vandag kuier ons by die Milk and Honey kombuis hier in Pretoria, waar 3 van ons deelnemers saam met die chef Corlie natuurlik vir ons heerlike kos gaan maak. Nou Corlie het geen bekendstelling nodig nie. Sy was die wenner van die bakprogram Koekedoor in 2016 en dit het haar loopbaan as chef behoorlik laat vlam vat. Nou buite haar televisiewerk is sy ook natuurlik die eienaar van Corlie's Kitchen wat heerlike koeke, terte en soutappies maak. Baie welkom Corlie. Baie dankie Vanessa. Nou vertel vir ons wat is alles op die spyskaart vandag? So vandag maak ons 'n heerlike beesvleis en babamurg pampoentjie gereg van Slender Wonder en ons gaan alles wys hoe maklik, hoe vinnig en hoe gesond mens maklike resep kan doen. En wat maak julle nog? Ons gaan dan ook natuurlik kyk, mense hou van 'n hoofreg en 'n nagereg, so ons gaan nou, ek sal sê 'n gesonde nagereggie ook maak. So ons maak 'n lekker pavlova met vars vrugte bo. Ag, dit klink dekadent en die lekkerste van alles is dat dit ook gesond is en dat ons dit met 'n skoon gewete kan eet. Nou ja, kom ons gaan ontmoet die deelnemers wat saam met jou kook vandag. Naomi, jy is 'n ma en jy moet elke aand vir jou gesin kos maak. Ja. Wat is jou grootste uitdaging in die kombuis? Om vir almal 'n gesonde ete voor te berei en dit so vinnig as moontlik te doen. En almal hou van verskillende goed. Verseker. En die kleintjie eet nie boompies nie. Daai boompies. Dis 'n spanner in die wiel. Vir my, jy is met 'n Portugese man getroud. Hy's baie lief vir eet, maar nie so lief vir kos maak nie. So jy's 'n chef in die kombuis. Nou wat maak jy gaar as jou skoonma kom kuier en jy wil haar graag eet? Boerekos. Boerekos. Ja, met het vleis en aardappel. En pamperkoekies. En sy's mal oor boerekos. Mal. Ayetjie? Welkom. Jy's 'n haarkapper en jy's die hele dag op jou voete. Ja. So as jy nou in die aand by die huis kom en jy's moeg gewerk, wat maak jy gaar? Okay. 6 maande terug sou ek vir hulle takeaways op daai meal bestel het, want dit is die maklikste en die vinnigste. Nou eet ons wat in die huis is. Ek eet my gesonde kos en hulle eet pasta en iets wat daarbey gaan. En wat is jou gesonde kos? Slender Wonder se menu. Klink Hoender en groente of vis en slaai. mooi so. Nou ja, ek glo dat Corlie ons almal vandag gaan inspireer om gesond en lekker kos te maak. Is julle reg om te kook? Yes. Ja. So ek het 'n resep vir julle daarvoor julle. Julle hoef hom nie stap vir stap vir die metodes te volg nie. Dit gaan ek alles lekker saam met julle doen. Maar ons kan wel kyk na julle hoeveelhede. Kom ons werk gou deur die bestanddele. Ons het maalvleis wat jy in 'n bakkie het. Jy gaan net die regte hoeveelheid afneem. Dan het ons 'n ei. Julle sien almal die ei. Ons het lekker knoffel, vars knoffel en dan 'n vars tamatie. So ek dink ons kan basies wegspring deur om ons ei en ons knoffel en ons tamatie kan ons lekker begin. So jy kan nou 'n stukkie afsny daar. Gebruik een van jou messe op jou tafel daar. En jy kan dan nou net kyk, jy het 'n skaal op jou tafel daar ook. En volgens die resep het jy dan nou 20 gram se eie nodig. Kom julle reg daar? Ja. Julle konsentreer baie hard. Dit is lekker om uit te sny hier ook. Die knoffel, ek wil net gou kyk, jy kan 1,5 huisie knoffel. So jy kan dit afhangende nou hoe groot hy is. Dink ek kan ons die 1 knoffel huisie vat en hom ook sommer so saam met die eie opkap. So ek druk hom so 'n bietjie plat en dan kan jy nou natuurlik hom net opsny as 'n baie fyn blokkies. Shamai. Ja. En dan heel laaste
gaan ons gou die tamatie ook opkap en jy het omtrent so 40 gram nodig. Hoe baie dit is. Ja, ek gaan so 'n stukkie van hierdie afsny van myne. Dit is nie so goed met die chop nie. Kan ons sommer gou ook ons baby marrow opsny. Hierdie is ook 'n lekker vervanger in plaas van jy kan hom altyd vir 'n pasta ook gebruik. So jou hoeveelhede wat jy gaan moet gebruik is 90 gram. Dan trek jy nou net hierdie en dan sny jy die linte. Kyk, dan kom hulle mooi. Dit is dan nou jou groentelinte. Kyk hoe mooi maak hy dan so. Skillertjie, dit maak ook 'n groot verskil. Oh nee. Kyk, en daai laaste stukkie sny ons net so plat. Nou gaan hy so ek gee vir jou myne. Baie dankie, jammer. Lekker. Ja, hy val net uit dink ek. Okay, as jy voel jou pan is lekker al 'n bietjie aan die warm kant, kan jy dan nou net dan sit jy nou jou vleis sommer net so binne-in. En jy gaan sien meeste vleis, hoender, hulle almal het maar 'n tipe en vorm van water in hulle. So moenie onmiddellik jou bietjie vloeistof en onthou dieselfde soos wat ek nou vir julle gaan wys met die ei. Moenie onmiddellik vloeistof bysit nie. Kom ons kyk eers bietjie hoe ver kom ons sonder dit van die vleis het sy eie water wat hy nou gaan vrystel. So terwyl ons die vleis dan nou braai, kan jy 'n bietjie van jou sout en peper neem. En dit kan jy nou net so vat so met jou vingers en dan sprinkel jy nou net so 'n bietjie bo-oor jou vleis. Onthou altyd met enige kos daai laag waarvan ek jou nou vertel. O, hierso lyk kyk as hy. Gordon Ramsay doen dit. Okay, sodra jy voel jou vleis is lekker gaar, jy's op 'n stadige plaat. Kom ons gebruik daai plaat vir jou, daai voorste een. Jammer. Dankie. Dan sê ons wou jy nie afsit. Okay, sodra dit reg is, myne lyk vir my reg. Julle sin behoort ook reg te Ja, wees. nee, hierdie lyk pragtig hoor. Ja. Dan kan jy dit nou, ek het so 'n klein wit bakkie vir julle daar gesit. Julle kan die vleis dan nou net gou eers daarin uitskep. Ja, myne is reg. Okay, dan volgende wat jy nou gaan doen, is ons gaan die eie en die knoffel sommer in dieselfde pan gooi. Hier gaan ek nou vir julle sê jy gaan nou jou aftreksel binne in jou water gooi. Dankie. Soos jou water en soos jou water. Baie dankie. So al wat jy nou kan doen is jy kan nou hierdie aftreksel gooi ons sommer hier in hierdie water in. Alles. Ja, jy kan sommer alles in en jy kan hom net roer en dan gooi jy nou net 'n klein bietjie by. Net sodat hy die eie kan gaar kook en jy gaan sien in die pan, kyk nou hoe lekker bruin. Jy sien daai vleis die reuke wat nou hier uitkom. Sodra hy nou gaar kook, dan gaan ons nou die tamatie byvoeg. So ek gaan so lank my tamatie insit. Ek het baie vleisstof. Dink ek te veel vleisstof in. En dit kan jy dan nou ook net so een lekker roer gee. En dan hier kan ons nou natuurlik weer gou 'n bietjie sout en peper en speserye insit. En net tot jy sien dat tamatie begin wil soos aan die pan vassit, dan kan ons nou natuurlik nog vloeistof bygooi. En dan gaan jy ook sien, gaan ons nou volgende die vleis dan ook terugsit. Ja, joune like beautiful. Oh, great. Ja, Ek dink ek is is stunning like. bietjie stadig. Nee, glad nie. Dit lyk baie mooi. Ja, baie mooi. Dit Alles. ja, ek sien hy maak. niks maar bekend is lekker. Ja, ek sien dit. Hy is asof hy 'n balletjie vorm. Ek kan. Wat ek sal doen is ek sal my Alles op die kan sit, ja. So wat julle kan so lank voortgaan om julle vleis dan nou terug in die pan te sit. Ja, dit lyk vir my heerlik. gebraai. Ja. Moet dit lyk as dit perfek is. Sien kyk hoe mooi lyk hulle sin. Nice. Ek dink ek kom by julle. Ja. Ja.
Okay, so julle deelnemers is baie groot bobaasbakkers. Elkeen het sy eie idee hier vandag. So ons het van die vleis uitgehaal en dan gebruik ons dieselfde pan. Dis nou 'n slim kok, sal ek sê, want sy maak net een ding vuil. So hierso het sy sommer nou in dieselfde pan net die vleis weer uitgehaal en sy gebruik half 'n droë metode wat sy sommer die non-stick pan gebruik en dan net gou lekker dit braai in die pan. Dit lyk vir my heerlik. So daar gaan ons nou net die baba merg van poetjies sommer in die water daar lekker sit en dan hom 'n mengsel maak. En dan jy het ook jy het net 'n bietjie van die aftreksel bygegooi. So ek dink aangesien julle almal nou daai metodes doen, dink ek moet ek sommer myne by die vleis gooi om vir julle te wys hoe maklik is dit eintlik om dit so ook te doen. Maar ja. So probeer. Van die min daai kant te skyn. Dan gaan ek dit net. Oh, yes. Dit Ag, dit ruik verskriklik lekker in hierdie kombuis. Ons kan nie wag om aan julle geregte te proe nie. Ek wil graag vir Madeleine van Heerden verwelkom. Sy is natuurlik verlede jaar 'n nuwe jy deelnemer gewees en sy is ook die ambassadeur van Slender Wonder. Baie welkom Madeleine. Baie dankie. En jy gaan ons help proe. Ek kan nie wag nie. Corlie, wat gaan jy aan? Nou baie welkom julle hier in die kombuis. Ons het so lekker tyd in die kombuis gehad saam met die deelnemers en hulle het vir my gesê hulle kan glad nie eens 'n eier bak nie. Nou ek glo dit nie vir een oomblik nie, want as ek nou hierdie borde kyk, is ek seker julle gaan nie eers weet wat die een is myne nie, want dit lyk fantasties. En ek dink hulle het ook self besef, nê, hoe maklik is dit om so lekker bord kos vir hulle self te maak. En hierdie het ek ook gesê dit gaan verseker wees dat hulle dit vir hulle familie ook kan gee. So dis nie net hulle wat dit gaan eet nie. So ons wil graag hê julle moet al 4 borde toets en proe of is dit lekker? Hoe proe dit? Sal julle dit as 'n bord kos kan eet? Dit lyk beslis asof En het dit ons sal goed gaan. van ons daak gekwyt. Nou maar goed. Kom ons doen dit. Ons gaan na julle gesigsuitdrukkings kyk. Madeleine, Sjoe. Alles Hulle Of staan kry? met hulle rug na ons, so ons kan nie koekeloer nie. dis regtig almal is regtig lekker. En dis iets wat jy vir jou gesin kan kook. Ek dink selfs my man sal daarvan hou. En hy is nie groot op groente nie. Was geurig en dit is regtig dit voel asof dit 'n maaltyd is wat jou sal volmaak, ja. Omdat ek baie hou van groente. Ek is baie lief vir groente, so ek is nie so groot op die vleis nie. Was hierdie gereg maar die lekkerste. Wat was jou gunsteling? Ek moet eerlik wees, ek hou nogal van 'n souterige smaak. En hierdie nommer 1 was vir my baie meer souterig. So ek kies nommer 1. Ek wil my verstout om te sê hierdie was dalk Corlie se gereg. Is ons reg, Corlie? Dit was baie mooi gegarneer. Dit was baie mooi. Maar ja, so ek dink smaak verskil. En ons het dus nie 'n duidelike wenner hier nie. Nee, dit was goeie werk aan al 4 deel. Dames, ons kan nie net altyd as ons op 'n gesonde plan is, net gesonde kos eet nie. So hier's vir julle 'n lekker bederf idee as dit kom by 'n nagereg wat julle nie net vir julleself kan maak nie, maar ook vir die hele gesin. So ons gaan vandag 'n koffie pavlova maak. So ek dink wat ons moet doen, ons moet sommer dadelik wegspring en jy kan sien ons is almal hier lekker by mekaar. So ons kan nou mekaar lekker help. So heel eers gaan jy begin en ons gaan die eier vat en dan gaan jy hom nou net breek. En natuurlik as ons 'n pavlova maak, gaan ons net die eier wit gebruik. So ons wil die eier skei. Gebruik sommer die 2 doppies. Okay, so dan volgende, ja, eierwit lekker ferm te hou en vorm te gee, gooi ons bietjie krummetat in. So al wat jy nou gaan doen is ons vat so 0,5 milliliter, gaan die bakkie so vir julle aanstuur. Dit gooi jy dan sommer nou dadelik by jou eierwit.
En dan het ek hierso ook 'n knippie sout. So ons gaan sommer ons vingerpunte vat en dit net so ingooi. Sout by soet en soet by sout. Dit gee maar net die balans in die smake. So dis hoekom ons ook die knippie sout daarin sit. En dan die volgende bestanddeel is die vanilla extra. En dan nou net vir hierdie is nou om ons kleur. Ek het hierso 'n sjokoladegeur of 'n bruin kleur koskleursel. Nou moet jy baie versigtig wees want jy moet letterlik een klein druppeltjie insit. Net so klein druppeltjie. Jy gaan later sien as ons dit begin klits hoe mooi werk dit. So wat ons gaan doen, ek gaan ons resep sê wel ons moet 15 ml gekookte water ingooi. Hierso het ek net nou eers die helfte en ek gaan dit nou net so ingooi. En jy sal sien dit is oras genoeg om jou koffie op te los. Ek gaan soveel uit die warm water ook aanstuur. En daai koffiegeur gaan ons sommer nou ook hierso ingooi. En nou gaan ons lekker geraas maak in die kombuis. Ja, ek dink net om te begin, ek is altyd haastig. So jy kan hom op stadige spoed begin en dan kan jy hom nou sien hy gaan begin styf klits. Jy kyk hoe pragtig begin. Joune lyk al pragtig. Sien jy, dis nou maar net jy moet hom nou aanhou. Ja. Sodra jy kan sien, hy maak daai stywe punte. Ja. En hy beweeg nie regtig nie. Nou kan jy bietjies vir bietjies sit hom aan en klits en dan gooi jy bietjies vir bietjies dit net by. En dan gaan jy sien hy word so dadelik so glansende geur. So gooi dit aan die Ja, ek dink amper hy lyk vir my reg. Dat hy net verklare meer Ja. lyne wil. Ja. Afsit. Ja, jy kan. Jy sal jy nou om dalk vir 'n bietjie met nikkie weer in die spray nie, maar omdat hierdie is 'n non-stick, so jy kan hom sommer direk hier op doen. Hy gaan Kan glad ek nie vir jou pas die nie. vraag? Ja, jy kan nou doen net wat jy wil. Jy het die helfte om te gebruik. Laat jy dit nou? Ja, hy lyk vir my ook mooi en reg. Ek kan hom sommer net so oorgee vir my. Dit is warm. Ja. Hou hy nie sy vorm nie. En guys, reg? Ja, kyk hoe mooi punt. Sien jy die Ja, mooi stywe perfect punte wat punte. hy maak? So kan nou my suiker by. Ja. Oei, ons het tog nie ons suiker bygegooi nie. Amper, ek is een wat julle moet leer en amper vergeet ek my suiker, dis hoekom jy vra. My God, kom ons gooi dit gou by. Kyk, die myne is al klaar om gepipe te word. Kan jy imagine? Ja, ek dink ek sal hom nog 'n bietjie doen. Jy kan hom bietjie hoër sit. Ja. Dan gaan hy vinniger dit doen. Dis net dat ek het ek al daai nou opgetel is. Hierdie reg kom. Okay, dan doen. Jy kan nou aan daai kant Wat maak ek? en jy kan nou net doen wat jou hart begeer. Wat sien. So wat ons nou gaan doen, nou gaan hy in die oond vir ek dink amper op 120 grade want onthou ons kan hom nie te hoog sit nie, dan gaan hy brand. So enige meringue of pavlova of skyimpies gaan gewoonlik teen 120 grade in en dan bak hy vir so 20 minute. Gaan hy dan nou en jy gaan sien hy gaan lekker uitpof en hy gaan 'n lekker harde kant hê en aan die binnekant gaan so 'n bietjie so lekker sagte marshmallow smaak hê. So die idee is dat ons nou die dan afhaal en dan gaan jy dit nou op jou bord sit en dan moet jy dit nou mooi versier of vul met ons vrugte wat ons hier voor ons het. Kyk, kom nou maar uit, ek wil nou 'n bietjie spring.
Corley, hierdie nagereg lyk dekadent. Ek sê vir jou, ek sê amper mens kan dit amper vir 'n ontbyt. Ja, dis net eiers. Net eiers Met 'n bietjie suiker. Ek het so spyt ek het nie hierdie resep verlede jaar gebruik nie, want dit lyk ongelooflik lekker. So ek dink Sit jy moet daar. weg en definitief proe. Ek sien vreeslik uit. almal baie dieselfde. Kom ons kyk. Dit is baie lekker. Baie lekker. Give me your ID. Take off your glasses. Put them on. Take off again. Just do it. Slender Wonder. Okay. So julle, ek hoop julle het nou vanoggend baie by my geleer en ek hoop het julle al die skills gegee om dit te kan doen. Ek gaan nou 'n bietjie vir julle 'n kookkompetisie laat aan deelneem. So julle het presies 15 minute om 'n heerlike omelet vir ons te maak. Nou moet julle vir my julle kombuisvernuf wys. Ja. Dankie. Julle is merke gereed gaan. Okay. Julle maak my bekommerd, julle is chipstil in die dis kombuis. konsentrasie hierdie. Is dit konsentrasie wat dit verg? Ek weet nie hoe om dit te begin. Kan ek dalkie baby marrows kry, dankie. Dit moet net so vat. Dan myne lyk dit af. Wat lyk se? Hulle quantities en my quantities is dieselfde nie. Ek sê lyk dit vir jou minder? Ja, baie. Myne is 10 gram en 30 gram. So dat is 35 gram. Dis Daar is ons kyk gou. Fyn. Die skolkroek jou. ja. Net Nou, as jy nou by die huis is, jy sny nou so daai stukkies af. Wat doen jy met dit? Gee dit vir jou man. Nee, dis wat ek nou wonder. Julle dames weet ons het so 5 minute oor. Julle gaan nou moet spoed kry. Julle gaan rou om 'n letter kry. Nou moet ek ophou. Kid promise. So onthou, al is dit rou, nie rou nie, dan moet julle is nou in die MasterChef kombuis. Dan moet ietsie op die bord wees. Dis klaar dit. Kyk ja. Snasje. Sit my bak. Sien jy? Reg, lekker ding. Dit lyk vir my reg. Jy moet net kyk na jou groente ook. Kan ek nie daar sit nie. Ek het hy. Ja. Regtig. Dis sommer. Dames, julle moet nou vinnig maak, die tyd is baie min. Ja. So straks so by 'n minuut en 'n half. Nee, myne gaan nou eers in. Myne plak in die deksel vas, die deksel oplig.
Julle mag nie vir my rou kos gee nie. Okay, Annie, hierdie dames het Annie spinasie gevat. Ek het nou nie genoeg nie, hoor. Vat op Maar my. ek het nog nie 70 nie, hoor. Ek ook nie. Nee, nie by my. Ek vat dit op. Vat dit by my bord. Dis baie. Onder. Okay, nou is dit tyd dat julle moet opdien. Ja, Wag, wag. mooi klaar, nie? Ons sien nou tyd vir mooi maak nie. Dit moet nou op die bord kom. Jy nog nie, hoor. Maar dis nog raak. Trek by 30 sekondes. 20 sekondes. Iemand se horlosie is verkeerd. O, daar is net 'n maatie nog. Kom nou. O, nee. 15 sekondes julle. Ek het nog omgedraai word. Maak gou dit bietjie plat. Julle moet dit in julle borde hê, dan moet iets op die bord wees. Hoor. 9. O, was net 'n bietjie langs vas. 5. Ek sien by my podcast. Vanuit jou pad. 4. 3. 2. En julle tyd is verby. Regtig? So dames, baie welkom in die kombuis. Ons het inderdaad 3 formidabele kokke hier. Ek was beïndruk met hulle laaste minute vermoëns. Ek het al gesien sodra mense onder druk is, performe mense, as ek die Engelse woord gebruik, so 'n bietjie anderste. So ek wil graag hê julle uitnooi om hulle heerlike kos te kom proe. So hierdie lyk baie fluffy. Ja, ek dink so. Daar's 'n lekker vulsel aan die binnekant ook. Ja, ek dink ek moet bietjie meer na die middel toe gaan waar die vulsel is. Ek dink dis nogal 'n belangrike. Hierdie is definitief lekker gaar gemaak. Hy's lekker gaar, so goeie werk vir hierdie. Baie geluk Naomi. Jou omelet het 5 sterre gekry en julle almal het uitstekend gevaar. Aan almal wat kyk, ek hoop Corlie en hierdie vroue het julle elkeen ook geïnspireer om weer vir 'n slag 'n nuwe, gesonde resep uit te toets. Gesond eet het ons vandag geleer hoef geensins vervelig te wees nie. Vandag is ons hier by die pragtige restaurant van Chikwalo Game Lodge in die hartjie van die Dinokeng Wildreservaat. Lucia is hier by my en sy gaan vir ons meer vertel. Baie dankie Vanessa, is lekker om jou hier te hê. Julle restaurant bied 'n unieke eetervaring. Kan jy vir ons sê wat dit so uniek? Ja, beslis. Ons restaurant is op 'n pragtige plek geleë binne die lodge. Hy het 'n houtdak met 'n panoramiese uitsig oor die watergat en die uitgestrekte vlaktes van die Dinokeng. Ons gaste word omring met natuurskoon en geluide van die Bosveld. Ons restaurant se à la carte spyskaart het 'n verskeidenheid van geregte en verfrissende drankies wat in enige gas se behoeftes sal voorsien. Julle restaurant bied 'n unieke uiteetervaring. Kan jy vir ons vertel wat die restaurant so uniek maak? Ons word gereeld gekomplimenteer op ons verskeidenheid van wynlys en cocktails wat op ons spyskaart is. Die feit dat ons ontbyt, spyskaart en ligte middagetes nie 'n beperkte tyd aangebied word nie, maar heeldag beskikbaar is 'n groot pluspunt vir ons besoekers. As ek nou regtig moet geregte uitlig, sal ek sê ons Chikwalo hamburger, ons pizzas en ons vleisplatters is een van ons groot gunstelinge vir ons gaste. Ek hoor julle restaurant is ook ideaal vir spesiale vieringe. Kan jy met ons deel wat presies julle doen om hierdie geleenthede vir gaste ekstra spesiaal te maak? Dis vir ons belangrik om spesiale geleenthede ekstra sprankel te gee, want ons weet dat mooi herinneringe 'n leeftyd hou. Van verjaarsdae, herdenking en enige ander spesiale mylpaal, hou ons maar net daarvan om die geleentheid spesiaal te maak. Die restaurant beskik oor verskeidenheid van dekor om tafels mooi te dek en verder het ons 'n gin en 'n wynproe en selfs 'n high tea wat ons vir ons gaste kan aanbied om hierdie geleenthede net besonder te maak. Baie dankie dat jy hierdie inligting met ons gedeel het, Lucia. Dis duidelik dat julle restaurant nie net 'n plek is om te eet nie, maar 'n spesiale uiteet sintuig ervaring is.
Baie dankie Vanessa, ons hoop om julle een van die dae weer binnekort hier by ons te hê. Daar het julle dit. Besoek gerus Chikwalo restaurant vir 'n wonderlike uiteet en 'n volledige sintuigervaring. Voel jy soms negatief? Daar gebeur soveel dinge rondom ons wat ons nie kan beheer nie. En wat ons kwaad en gefrustreerd laat voel. As dit nie beerdkrag is nie, dan is dit die petrolprys wat alweer opgaan. Of dis die slaggate in die pad. Tog kry sommige mense dit reg om positief te bly in alle omstandighede. My pa het 'n ruk gelede 'n storie vertel van 'n vrou wie se lewe net eenvoudig 'n fees was. Dit maak nie saak hoe verkeerd dinge in haar lewe geloop het nie, sy het altyd die blinkkant gesien. Altyd die silwer rand om die donker wolk. Vir die mense rondom haar was dit soms net een te veel. Kan niks daaraan onderkry nie, het ander gevra. Tot haar seun op 'n dag deur 'n rower doodgeskiet is. Almal het verwag dat dit die keerpunt sou wees. Dat sy uiteindelik sal besef die lewe is wreed en genadeloos. En dat daar 'n verskil is tussen optimisme en realisme. 'n Koerantjoernalis het haar sommer reguit gevra: "Mevrou, hoe voel dit wanneer daar so iets gebeur? Is jy nie kwaad vir daardie rower nie?" Sy het 'n rukkie stil gesit en luister en toe geantwoord: "Weet jy waaroor is ek vandag bly? Dat dit nie my kind is wat die sneller getrek het en 'n onskuldige jong man se lewe geneem het nie." Laat hierdie antwoord jou maag ook bommelakkies slaan. Dit het my net weer laat besef dat ons altyd met 'n nuwe hoek kan kyk na ons omstandighede. Ons het 'n keuse om die positiewe raak te sien. Want al kan ons nie altyd beheer wat met ons gebeur nie, ons kan altyd kies hoe ons daarop gaan reageer.